Nou vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord en dis wonderlik om te weet dat die Here se woord vir ons gegee is om ons te bemoedig, te versterk, te vermaan, op te bou in die allerheiligste geloof. En ek dink aan daardie pragtige lied wat sê wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek en ag vriende, ek vertrou dat u ook vanmôre versterk sal word deur die boodskapie en dat u opgebou sal word in die allerheiligste geloof. Nou vanmôre wil ek bietjie met u praat oor die gedagte van om mekaar te bemoedig. Ek glo saam met my saamstem dat ons bemoediging nodig het. Ons het nodig om mekaar te bemoedig. Ons as kinders van die Here, sê die Bybel, is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Ons beleef die geweldige druk in die tyd waarin ons onsself bevind. Die druk van buite, van die wêreld, van die goddeloses wat besig is om ons te probeer druk van alle kante om ons geloofs-oortuigings oorboord te gooi. Ons lees maar in die koerante wat hulle sê van die kerk van die Here Jesus. Ons sien wat die regering besluit wat moraliteit aanbetref en morele kwessies en kwessies wat ons eintlik dwars in die krop steek. En daarom is die gebed van my hart, vriende, dat ons nodig het om vanmôre dan bemoedig te word deur die waarheid van die woord. Nou vriende, as ons na die woordjie bemoedig kyk, dan sien ons dit is die Griekse woordjie parakaleo. En dit beteken to encourage, to strengthen or to comfort. Dit is so pragtig as 'n mens kyk na die Engels en die Engels druk dit vir my baie keer so mooi uit. Dan sien ons die woordjie bemoedig is juis om mekaar te versterk, om werklik onder mekaar in te kom en mekaar op te bou, om mekaar te vertroos, om mekaar nader te trek en te sê, luister my broer, my suster, ek weet jy gaan deur dieselfde stryd as ek en ek wil jou kom bemoedig in die Here. En ag vriende, ons kry op verskeie plekke in die Nuwe Testament waar Paulus die gemeentes bemoedig. Ek lees vir u daar in Romeine 1 vers 9 tot 12. Daar staan, want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie ook onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou eintlik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle, deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Is dit nie vir u pragtig nie? Die apostel Paulus kom en hy sê vir hierdie gemeente dat hy in eerste plek vir hulle bid. Dis noodsaaklik om te weet, vriende, daar is mense wat vir jou bid. En wees verseker dat ek en my vrou en my kind by ons huisgodsdiens gereeld bid vir u as gemeente. Vir u wat deel is van ons oordenkingsgroepie, wat deel is van Berea Christen Gemeente, die weier deel van Berea Christen Gemeente, waar u inskakel dan ook via die sosiale media. Die gebed van ons hart is altyd dat die Here ons sal opbou in die allerheiligste geloof en dat die Here ons sal bemoedig in die feit dat ons geloof nie 'n wankelbare geloof is, iets wat 'n vervaldatum het, iets wat net vir 'n tyd gaan hou nie, maar dat ons bemoedig sal word in die feit en wete dat die God wat ons gered het, ook die God is wat ons in stand sal hou en dat hy ons ook op hierdie aarde te midde van die omstandighede sal bemoedig en versterk deur ander wat onder ons sal inkom om ons te dra ook in hierdie baie moeilike tye. Ek lees daar in 1 Tessalonisense 3 vers 1 tot 3 die volgende. Daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. Hoor nou, en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestem is. Daar is baie kinders van die Here wat swakker is in die geloof as ander. Daar is ander wat sterker is en daarom het ons almal mekaar nodig, juis om mekaar te bemoedig, want luister, verdrukkinge is deel van ons lewe, stryd is deel van ons lewe. Ons beleef nie net die eksterne stryd van die wêreld en die boosheid wat besig is om te eskaleer nie, maar ook intern in ons harte, in ons lewens, stoei ons met ons eie sondigheid, ons stoei baie keer met ons gedagtes, met mense, met allerhande dinge, en nou sê die apostel Paulus, dat hy Timoteus gestuur het na hierdie gemeente, sodat hulle versterk kan word, om hulle te bemoedig in die geloof, dat hulle nie verontrus kan raak nie. Hierdie gemeente was heel moontlik bekommerd oor die apostel Paulus en al die stryd wat hy moes beleef en moes deurgaan, en miskien het hulle so 'n bietjie wanhoopig begin raak en vir hulle self begin dink, maar
Ja, as die apostel Paulus so swaar kry, is dit nog steeds die moeite werd om die Here te dien. En Paulus stuur vir Timoteus en hy sê vir Timoteus, luister, Timoteus gaan bemoedig hierdie mense, dat hulle nie moedeloos sal raak nie. Want om die Here te dien deur die maklike en die moeilike tye, is absoluut die moeite werd. Bemoedig hulle. Wees die een wat onder hulle sal inkom. Weer 'n keer die woordjie, encourage them, strengthen them, comfort them. Dis noodsaaklik dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Ek lees vir u nog een gedeelte waarmee ons afsluit. Daar in 1 Tessalonisense 4, vers 15 tot 18. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil u vanmôre kom bemoedig. Daar sal 'n dag aanbreek, daar sal 'n uur aanbreek, daar sal 'n oomblik aanbreek, vriende, dat ons vir altyd by die Here sal wees. Dat al die aardse hartseer, al die stryd, al die worstelinge verby sal wees. Dat al die misverstande en selfs die sonde waarmee ons worstel, verby sal wees vir eens en vir altyd. Daarom wil ek u vanmôre kom bemoedig. Ek weet nie deur wat se stryd u gaan nie. Ek weet nie wat die omstandighede vanmôre is nie. Al wat ek vanmôre vir u kan sê, vir ons elkeen word daar 'n sekere hoeveelheid stryd afgeweeg. Maar ek wil vir u kom bemoedig dat ons vir u bid. Ek wil u bemoedig dat ons gemeenskaplike geloof in die Here vas en seker is en dat hy wat 'n goeie werk begin het, dit sal volëindig. Ek wil u vanmôre bemoedig om vir u te sê dat ons deur verdrukkinge sal gaan, want ons is hiervoor bestem. Maar moenie moed verloor nie. Ander kinders van die Here gaan deur dieselfde stryd as u. Daarom bid vir mekaar, bemoedig mekaar, bou die een die ander op in die allerheiligste geloof. En daardeur word ons versterk en daardeur groei ons in hierdie wonderlike waarheid van die woord. En dan seker die wonderlikste van alles is, die wederkoms van die Here sal plaasvind. So seker, soos ek vanmôre met u praat, so seker sal die Here kom om sy kinders te kom haal. Daarom wil ek u bemoedig. Ons sal vir altyd by die Here wees. Hierdie is die slegste lewe vir die kind van die Here. Die beste lewe kom, wanneer ons die Here in sy heerlikheid sal sien, en uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Daarom, bemoedig mekaar, bou mekaar op in die allerheiligste geloof, en wees verseker dat die moeitevolle arbeid vir die Here op hierdie aarde nie te vergeefs is nie, maar dat ons eendag beloon sal word daarvoor, dat ons hierdie loon aan die voete van ons meester kan neerlê, en hierdie heerlikheid tegemoet kan gaan, om vir ewig en altyd by hom te wees. Baie seën vir u, baie liefde, baie groete, ons bid vir mekaar, ons versterk mekaar, en mag die Here ons help, dat ons ligte sal skyn in hierdie donker wêreld, sodat ons Vader in alles verheerlik kan word. Mooi dagie vir u verder. Tada.